verander, 'n verleentheid en 'n geleentheid. Halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie sê die Here vir my? Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Hartlike goeienaand, ek groet in die wonderlike naam van Jesus Christus, die koning van alle konings, die Here van die leerskare. Nou ja, dit voel vir my of ons so lanklaas gesels het, met die wat my man se uitsendings, 'n paar uitsendings lank was, maar hier is ons weer vanaand, en is dit vir my 'n voorreg soos altyd, om met u te kan gesels, en ek wil daarom net graag oor hierdie platform vanaand ook net sê, baie dankie, aan al ons Voice Clip luisteraars, wat so getrou luister en die boodskappe aanstuur, en dan wil ek 'n spesiale dank uitgee vanaand aan u wie so getrou was met my projek vir ons gestremde oord. Ek wil nie die platform gebruik vir die dinge nie, maar ek wil dankie sê, dat julle gehoor het, en dat julle gereageer het. Mag die Here vir julle elkeen baie ryklik seën. Nou ek gaan vanaand vir ons 'n bietjie hier uit Handelinge lees. Handelinge 27, en jy kan maar net luister, ek gaan net so 'n paar skrifgedeeltes vir ons aanhaal, en u is welkom om die hele gedeelte dan te gaan lees na hierdie uitsending. Nou ek wil sommer daarby vers 9 begin. Hy sê, en omdat 'n geruime tyd verloop en die skeepvaart al gevaarlik geword het en die vastyd ook al verby was, het Paulus hulle gewaarsku en gesê, manne, ek sien dat die reis met ramp en groot skade verbonde sal wees, nie alleen vir die vrag en die skip nie, maar ook vir ons lewe. Maar die hoofman oor 100 het meer aan die stuurman en die eienaar van die skip geglo, as aan die woorde van Paulus. Vers 13. En toe die suidewind saggies waai, het hulle gedink dat hulle hul voorneme kon uitvoer en die ankers gelig en langs Kreta verby geseil. Maar nie lank daarna het 'n stormwind wat Euroclydon genoem word, daarvandaan neergeslaan. En toe die skip meegesleep is en nie teen die wind op kon seil nie, het ons dit opgegee en weggedrywe. Vers 18. En terwyl ons geweldig deur die storm getuister is, het hulle op die volgende dag van die vrag uitgegooi. En op die 3de dag het ons met ons eie hande die skeepsgereedskap uitgegooi. En omdat die son en ook die sterre baie dae lank nie geskyn het nie, en 'n ewige storm ons gedruk het, is eindelik alle hoop om gered te word ons ontneem. En nadat hulle lank sonder ete was, het Paulus in hulle midde opgestaan en gesê, manne, julle moes na my geluister het, en nie van Kreta afgevaar het nie, en julle so hierdie ramp en skade bespaar het. Hy sê, maar nou vermaan ek julle om moed te hou, want daar sal hoegenaamd geen verlies van lewe onder julle wees nie, maar alleen van die skip. Want daar het in hierdie nag by my gestaan 'n engel van God, aan wie ek behoort, wat ek ook dien. En hy het gesê, moenie vrees nie, Paulus, jy moet voor die keiser staan, en kyk, God het aan jou geskenk, almal wat saam met jou vaar. Daarom, hou moed manne, want ek glo dat dit so sal wees, soos aan my gesê is. As ons vat die verhaal hier in Handelinge, en ons kyk na Paulus en die reise wat hy onderneem het, en u ken natuurlik vir Paulus, voordat sy naam verander het, en hoe hy die Christendom vervolg het, en wat die kinders van die Here onder hom moes deurmaak, die vervolging en so meer, en
tot op die dag wat die Here natuurlik met hom die ontmoeting gehad het, en sy naam verander is, en hy die Here aangeneem het, en hy beginne arbei het vir die Here. U kan nie indink, as jy gaan lees al hierdie verhale, wat alles met Paulus gebeur het. Hy was ook in die tronk, en hoe hy ook vervolg is, oor hy die werk van die Here doen, en die naam van die Here groot maak, en God se weg verkondig het. Hierdie selfde mense, in wie se diens hy was, en saam met wie hy gewerk het, is nou dieselfde mense, wat nou ook hom teestaan, en hom vervolg. Maar nietemin, ons kry hierdie verhaal, en as jy vorentoe gaan lees, dan sal jy sien dat die Here vir Paulus gesê het, hy sê maar jy gaan na Rome toe gaan, want jy gaan voor die keiser staan. En hier kry ons hoe hy by die boot beland, alles wat met hom gebeur het, hoekom hy daarop beland het, jy moet dit gerus gaan lees. En op 'n stadium, hoe hulle in hierdie stormagtige waters beland. Nou ek wil vir 'n kort oomblik, eerstens wil ek net stil staan by hierdie woordjie in vers 14. Hy sê Euroklidon, hy sê daar het 'n stormwind, wat Euroklidon genoem word, het teen hulle gekom. En natuurlik Euroklidon is stormwind, dit is wat dit beteken. En ek wil vir 'n oomblik daar stil staan, want ek en jy is nie onbekend met storms nie. Ek en jy is nie onbekend met stormwinde wat teen ons optrek nie. En ek weet nie vanaand in wat se storm jy jouself bevind nie. Maar wat ek wel weet is dat dieselfde Jesus wat vir hom en almal op daardie boot deur hierdie storm gedra het, is vanaand nog steeds dieselfde Jesus. Gister, vandag en tot in alle ewigheid. Dieselfde Jesus, die onveranderlike een, wat vir my en jou deur elke stormwind dra. En ons sien dan verder in hierdie verhaal hoe hulle hierdie gereedskap uitgooi. Hoekom? Want hulle wil die vrag ligter maak en hulle dink natuurlik dat om 'n bietjie goedjies uit te gooi gaan alles verander. Maar ek wil vir jou sê, solank as wat ek en jy loop met dinge in ons geestelike bootjie, dinge wat nie van die Here af is nie, kan jy 1 en 2 goed, kan jy van ontslaa raak, dit verander niks nie. Dit maak die vrag dalk ligter, maar dit verander nie die feit dat daar dinge baie keer in die kind van God se hart is, wat nie daar hoort nie. En ek wil jou vanaand wat luister aanmoedig, raak ontslae van die dinge. Die Engelsman sal sê, the things that are weighing you down, daardie dinge wat, wanneer jy jouself in 'n omstandigheid bevind, en jy kom in 'n krisis en in 'n situasie, en is nie aangenaam nie. En jy sit nog met al hierdie goed in jou lewe wat jy weet nie van God is nie. Die woord van die Here sê, dat ek en jy het vrymoedigheid om na sy troon te gaan, as ons harte ons nie veroordeel nie. Maar solank as wat daar sonde en ongeregtigheid in ons harte is, het ons mos nie eintlik vrymoedigheid om na die Here te gaan nie. Want die woord van die Here sê duidelik dat sonde bring skeiding tussen my en die Here. Maar nietemin hulle raak ontslae van hierdie goeders. En dan kyk ek hier by vers 20. En ek wil dit graag vir jou lees. Hy sê, en omdat die son en ook die sterre baie dae lank nie geskyn het nie, en 'n ewige storm ons gedruk het, is eindelik alle hoop om gered te word ons ontneem. Kom aan, die mombakkies is af. Kom ons kyk in die spieël en ons wees eerlik vanaand. Baie kere kom ek en jy in 'n storm. Dit kan 'n finansiële krisis wees, dit kan 'n huweliksprobleem wees, dit kan ongeredde familie wees, dit kan soveel dinge in jou lewe wees, wat jou wil teneerdruk, miskien 'n verslawing. Maar hierdie mense is in hierdie storm, hulle het van die goed oorboord gegooi, hulle was gewaarsku, moenie gaan nie, maar nietemin hulle het gegaan, en het in hierdie Euroklidon storm beland, hulle het gedink, hulle maak die las ligter, hulle gooi die goed oorboord, en nog steeds het dit net vererge. Die son het nie geskyn nie, die sterre het nie geskyn nie, en die storm het aanhou druk. Kom aan, ek en jy as kind van God, ons ken storms, it never rains, it pours, dit kom partykeer in vloede op jou en my afgereën. En die woord van die Here sê, eintlik is alle hoop om gered te word ons ontneem. Het jy ook al in jou storm gevoel, dat alle hoop jou ontneem is? Dat die Here
nie meer bewus is van jou nie, dat die Here jou gebede nie antwoord nie, dat hierdie storm hou aan woed, al probeer jy bid en jy bid en jy bid en niks verander nie. Ek wil vanaand kom en ek wil vir jou sê, dit voel vanaand dalk vir jou, that all odds are against you. Net soos wat hierdie mense gevoel het, en hulle het gevoel, daar is geen uitkoms vir hulle nie, hulle gaan vergaan. En nou kom ek by die deel wat ek met jou wil deel vanaand, en ek wil vir jou sê, but God, maar God, jy sien, Paulus het eerstens hy 'n woord gehad van die Here. Toe die engel aan hom verskyn en vir hom gesê het dat jy nie sal vergaan nie. Hy het 'n woord gehad waaraan hy kon vashou. Ek wonder vanaand of jy nog 'n woord het waaraan jy vashou. Of jy nog glo in die beloftes van die Here en dat in die Here is elke belofte ja en amen. Jy ondervind dalk vanaand 'n Euroclydon storm in jou omstandigheid, in jou geestelike lewe, in jou gebedslewe, in jou handel en jou wandel, maar ek wil vanaand vir jou sê, te midde van die storm, is daar iemand wie jy kan aanroep, en sy naam is Jesus. Hy het gesê, julle, wie die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Jy en ek moet die Here herinner aan die woord wat hy vir jou en my gegee het, want die woord van God sê, in hom is daai beloftes, ja en amen. Het hy nie gesê, roep my aan in die dag van benoudheid, en ek sal jou uithelp, en jy moet eer aan my gee nie, maar nietemin, Paulus het 'n woord gehad, te midde van hierdie storm, en ook het Paulus 'n opdrag gehad, want die Here het gesê, jy sal na Rome toe gaan, en jy gaan voor die keiser verskyn, want hy moet die woord gaan verkondig. So ek en jy is gered met 'n doel in die eerste plek. Die Here het gesê, ek en jy moet heen gaan, en disippels gaan maak van alle nasies. Hy het nie gesê, as die storms kom, moet ek en jy terugsit nie. Hy het nie gesê, as die stormwinde kom, dan is daar nie meer vir ons 'n roeping oor nie. Nee, inteendeel het hy gesê, ek gaan voor jou uit, en ek maak die hoogtes gelyk. Hy het gesê, ek is ook jou agterhoede. Julle, ons dien 'n wonderlike God, die een wat gesê het, ek is met jou tot aan die volëinding van hierdie wêreld. Ek vra jou vanaand, kind van God, hou jy nog vas aan die roeping wat die Here vir jou gegee het, want elkeen wat hom aangeneem het, het 'n roeping ontvang. Hou jy nog vas aan elke belofte, ongeag die Euroclydon storm, ongeag hoe dit lyk, of hierdie storm alles om jou wil verpletter, en of niks uitwerk nie. Ek vra jou, hou jy nog vas aan die bron, Jesus Christus? Jesus het mos gesê, moenie vrees nie. Hy het gesê, moenie bang wees nie. Moenie gaan terugsit nie. Hy het gesê, hou goeie moed, want ek is met jou. Ek sal jou nie begewe, en ek sal jou nooit verlaat nie. Het die Here nie vir jou en my gesê, soek en jy sal vind nie? Het die Here nie vir jou en my gesê, klop en vir jou sal oopgemaak word nie? Het hy nie gesê, roep my aan in die dag van benoudheid nie? Het hy nie vir jou en my gesê, kyk, my arm is nie te kort om te help, my oor is nie te swaar om te hoor, en ek is daar, ek hoor as jy roep. Ek maak die deur vir jou oop, daar waar daar geen deur is nie, maak die Here 'n deur oop. Hy dek die tafel in die woestyn. Jy is miskien vanaand op 'n plek en jy het nie kos in jou kaste nie. Ek wil vir jou sê, Jesus dek nog steeds 'n tafel in die woestyn. Ek wil vir jou sê, don't stop praying. Moet nooit ophou bid nie. Bid sonder ophou bid. Don't ever stop believing. Al gebeur wat om jou, al lyk dit hoe donker, al is die bankrekening in die rooi, al is daar geen brandstof in jou voertuig nie, al word jou krag gesny, jou water en jou ligte word afgesit. You still need to trust God. You need to praise God in the whole way. En die deure sal oopmaak. Ek dink aan Rigter 6 vers 12, waar die Here sê, ek is met jou, dapper held. Kom wees dapper in jou storm. Wees dapper in alles, in die storms, in die trials, in die tribulations, dit wat jy face. Face dit met die wete, dat jy face dit met Jesus wat voor jou uitgaan. En daardie storm moet eers deur Jesus kom. Daardie vyand moet eers deur Jesus kan kom, voor hy by jou en by my uitkom. Ek kyk hier na vers 44 en ek wil sluit daarmee. Hy sê, en die ander, sommige op planke,
sommige op stukke van die skip, en so het almal behoue aan land gekom. Hierdie boot het pletter geslaan, die planke val af, die storm was so hewig, maar onthou, God het gesê, dat almal wat saam met Paulus is, sal behoue aan die land kom. Ek wil vir jou sê, met Jesus in jou bootjie, sal jy behoue aan die ander kant uitkom. Met Jesus as jou stuurman, sal jy by die eindpunt van jou bestemming, by Jesus Christus uitkom, daar waar ek en jy die kroon van die ewige lewe sal beerwe. Dit maak nie saak, kind van God, hoe jy geslaan is nie, hoe jy getuister is deur die storms van die lewe nie, al is jy hoe gebreek emosioneel, al voel jy hoe moedeloos vanaand, al voel jy hoe verworpe vanaand, al voel jy hoe down and out en depressief, en hy aansla hou net aankom, en die storm hou aan jou bootjie slaan, en die stukke plankes val af, en die water begin in jou bootjie kom, wil ek vir jou sê, al hou jy net vas aan die soem van sy kleed, aan die woord van die Here, dan sal jy dit maak, jy sal behoue aan die ander kant uitkom, want net soos wat die Here hierdie engel gestuur het, en aan Paulus verskyn het, en vir hom gesê het, almal wat by jou is, sal behoue bly, wil ek vir jou sê, moeder, jy wie bid in jou huis, papa, jy wie bid in jou huis, vir jou kinders wat hom dalk nie dien nie, almal sal behoue bly, you just keep on praying, you just keep on believing, you just keep on trusting God, hallelujah, en hy sal vir jou deurkom, op 'n bo-natuurlike wyse, jy sal behoue aan die ander kant uitkom. Maar my vraag is vanaand, te midde van jou Euroclydon storm, hou jy nog vas aan hom? Bid jy nog getrou? Vas jy nog? Maïodeka jy nog? Roep jy hom nog aan? Of sit jy eenkant en murmureer? Sit jy dalk eenkant en praat negatiewe dinge? Ek wil vir jou sê, te midde van jou Euroclydon storm en hierdie winde wat teen jou opgetrek het, moet jy vashou aan die enigste ware koning, Jesus Christus, die bron, jou hoop, die deur van hoop. Hou vas aan hom, hou vas aan die woord van die Here. Koningskind, ek wil jou aanmoedig vanaand. It's not time to give up. It's not time to retire now. It's time to refire and go forward in the mighty name of Jesus. Mag die Here hierdie woord vanaand aan jou hart seën. Mag hierdie woord veel vrug dra in jou lewe. En as jy dalk vanaand so down and out is, wil ek vir jou sê, staan op in die naam van Jesus. Vat jou autoriteit, vat die God-given authority van jou en begin die vyand te bestraf en begin die woord van God te spreek in jou omstandighede. What shall we say to these things? Not what shall we say about these things, but what shall we say to these things? Praat met die probleem en jy sal sien hoe die Here vir jou deurkom. Here, baie dankie dat ons vanaand kon hoor in u woord, te midde van dit wat Paulus hulle gefeis het op die see, Here, het hulle steeds behoue aan die ander kant uitgekom, want hulle het 'n woord van u gehad. Daar was 'n woord, Here, wat hulle aan vasgehou het. Here, hulle het miskien om hulle lewe geveg in daai water. Here, hulle het op planke vasgeklou, maar deur dit alles was u daar every step of the way. Dankie dat u ons medebroers en susters vanaand ontmoet, Here. Dat u tot hulle harte spreek en hulle oplig in hierdie aand en vir hulle nuwe moed en krag gee in Jesus naam. Amen. Mag die Here vir jou hierdie week ryklik seën, mag hy jou beskerm en mag hy vir jou net bless. Ek groet jou tot 'n volgende keer. Totsiens.